Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie koue woensdagoggend. Ja, die winter is behoorlik hier met ons, maar ons gaan aan. Ons is besig met Jesaja 43. Mag net voordat ek begin, laat ek daarom dankie sê vir almal wat moeite gedoen het gisteraand en by die bazaarvergadering was. Ons is opgewonde oor daai bazaar ook. Maar jy weet, ek sit ons nou op verskillende stoele, so ek het nou eers opgewonde oor Wenen se bazaar wat die einde van die maand kom. So jy moet asseblief saam met ons bid vir dit alles. Dit is 'n besige tyd en om kop te hou tussen dit alles. Maar julle ongelooflike teks vanoggend uit Jesaja 43. 'n pragtige teks van vers 16. Hoor dit en onthou nou wanneer ons dit lees, gaan net terug in die geskiedenis. Onthou die Jode se groot ding. Reg deur die geskiedenis hou hulle aan hierdie groot waarheid vas. Ons was slawe in Egipte en die Here het deur sy groot mag en met kragtige dade ons daar uit bevry. Toe het hy ons daar deur die Rietsee gevat. Weet ons voorouers daar kom, het hulle gedink nou is dit verby, nou is hulle vasgekeer. En God het 'n pad oopgemaak daar deur die see. En toe die Farao en sy leermag probeer om ons agterna te sit, toe het hulle almal daar teen die Here te staan gekom. En baie sleg tweede gekom. En hulle het almal daar gesterf in die see. Die see het teruggekom en hulle weggespoel. So onthou daai stuk geskiedenis. En wat 'n rol dit vir hulle speel wanneer ons nou hier lees. So sê die Here, wat in die see 'n pad maak, 'n deurgang in die magtige waters, wat stryd waar sy perde laat opruk, 'n leermag, ja, 'n magtige een, saam lê hulle daar, hulle staan nie op nie, hulle is geblus, soos 'n lampet uitgedoof. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitsprei. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak in die wildernisriviere. Die wilde diere sal my eer. Die jakkalse en steenuile, omdat ek water in die woestyn, ja riviere in die duister, in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink. Die volk, wat ek vir my gevorm het, my lof, sal hulle verkondig. Jo, vriende, wat sê die Here hier? 'n paar goed, die een is, julle hoef nie net aan die vroeëre dinge vas te hou nie. Ek gaan dit weer doen. Daai verhale wat julle vertel, maar julle vertel dit op 'n manier asof dit nou iets aan die verby is, né? Asof dit nou nie weer gaan gebeur nie. Dit gaan. Ek gaan weer iets doen. Ek gaan weer in die woestyn vir julle pad maak. Gaan julle weer terugvat. Ek gaan weer vir julle water gee in die woestyn. En dan 'n ongelooflike opmerking. My uitverkore volk. Julle gaan weer onthou. Julle is my uitverkore volk. Die volk wat ek gevorm het. Vriende, die volk moes hier in ballingskap, in 'n krisis, in 'n slegte tyd onthou en beleef, maar God het vir ons gekies. Ons is sy uitverkore volk. Hy het ons gevorm. En hy gaan weer 'n toekoms, weer 'n pad met ons loop. Mag ek en jy dit ook besef. Mag jy besef, jy is God se uitverkorene. Hy het jou gevorm. En ja, die Here het in die verlede jou baie gedra. Daar's 'n geskiedenis. Maar dit eindig nie daar nie.
ook in die toekoms is hy jou God, ook in die toekoms gaan hy vir jou dra. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike gedeelte. Ja, dankie dat ons daar mag vashou. En Here, seën ons, help ons om die geloof in U te behou, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.